Goeiemôre, of goeiedag, ek is nie heeltemal seker wanneer julle hierdie video gaan kyk nie, maar baie hartlik welkom by hierdie virtuele Bybelstudie wat ons doen. Ek vertrou regtig dat dit jou gaan help om regtig 'n bietjie mee te leef en interaktief betrokke te wees by die Bybelstudie. Ek dink dit is beter as om net 'n dooie stuk papier te kry daarna te kyk. Ek vertrou regtig dat hierdie poging vir jou gaan help om regtig 'n bietjie deel te wees van die Bybelstudie. Voordat ons begin, kom ons maak die oë toe en ons vra die Here om vir ons te seën met hierdie Bybelstudie. Here, baie dankie dat ons besig kan wees met u woord. Baie dankie dat ons gedurig net bewus is van u teenwoordigheid. Selfs al doen ons dit virtueel, waar ons ook al sit, waar ons ook al is u teenwoordig. Dankie dat u met u woord en die Gees altyd by ons teenwoordig is, en dat u ook in hierdie poging wat ons aanwend om, al kan ons nie by mekaar kom nie, tog deel te wees van u Bybelstudie groep, wat ons onsself verdiep in die woord, en verlustig in die feit dat ons koningskinders is, wat deel is van u koninkryk. Seën ons vanmôre ook, of wanneer ons ook al na hierdie video kyk, seën vir ons met die teenwoordigheid en lei vir ons deur die Gees om betrokke te wees in Jesus se naam. Amen. Goed, ons is besig met die bergrede, soos ons almal weet. Ons kom vanmôre by nog een van die gedeeltes van die saligsprekinge. Kom ek lees dit vir julle, Matteus 5 van vers 3 af, sê hy: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En vanmôre dan, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dit 'n paar opmerkings oor die metode wat ek volg. Jy het nou die Bybelstudie stuk ontvang, en jy sal sien bo aan die Bybelstudie in blou is die skakel gedruk, maar dit is ook gedruk in jou boodskap wat jy per e-pos ontvang het, of per SMS of per WhatsApp. Klik net op daardie blou gedeeltetjie en dan maak die video oop. En dan wil ek vir jou vra, ek gaan van tyd tot tyd gaan ek vir 'n oomblik stop, en dan gaan ek vir jou vra, stop net jou video deur iewers op jou video, of in die middel van die prentjie, of onderaan, sy twee sulke streepies, sulke vertikale streepies kry, wat langs mekaar is. Klik net daarop, ekskuus tog, en dan stop die video vir 'n wyle. En as jy dan weer wil begin, dan klik jy maar net weer op die driehoekie wat vir jou sê, gaan aan. Dit gee vir jou tyd om dan te lees wat ons wil lees, of bietjie daar te dink oor wat ons wil nadink, en op die manier is jy interaktief betrokke by die Bybelstudie, en gaan dit nie maar net oor 'n lesing wat ek gee nie. Goed, ons kom dan vanmôre by die saligspreking wat sê, gelukkig is die wat barmhartig is. Onthou nou, ons kyk na die saligsprekinge vanuit die perspektief van die koninkryk van God. Dit is nie maar net 'n Bybelstudie oor die saligsprekinge as sodanig nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. Hoe tree die burgers van die koninkryk op? En in hierdie gedeelte glo ek regtig dat Jesus 'n baie pertinente, duidelike uiteensetting gegee van hoe besonders die koninkrykskinders eintlik is. Ons het nou gepraat oor die besondere kenmerke. Ons het gesê, die burgers van die koninkryk is eintlik besonderse mense. Want sê Jesus, hulle weet hoe om volledig afhanklik van God te wees. Hulle treur oor 'n stukkende wêreld. By treur bedoel dit nie net hulle sit en huil en hulle sit en ween daaroor, en hulle doen ook iets aantrent. En wanneer hulle iets aan doen, dan doen hulle dit nie met gesag of met hulle forceer niks af nie. Jesus sê, want hulle is sagmoedig, hulle pak dinge op 'n sagte manier aan. Laasweek het ons gepraat oor hulle is regsoekers. Hulle soek na dit wat reg is. Hulle streef na reg en geregtigheid binne die koninkryk van God, want geregtigheid is tipies, is kenmerkend van die koninkryk van God. Vandag dan praat ons dan nou oor 'n bietjie barmhartigheid. Nou wil ek hier 'n bietjie nadink. Die kenmerke van die koninkryksburgers is baie opsigte ook 'n skadu van God se kenmerke. Ons dra eintlik so klein ietsie van God self in onsself rond as burgers van die koninkryk van God.
Nou wil ek, nou is die vraag, en ek wil net 'n bietjie daaroor nadink, en miskien meer as ek dit 'n vraag gevra het, miskien net 'n slaggie pause, en net so 'n bietjie dink daaroor, want ek sê, waaruit sou jy sê, blyk God se barmhartigheid die duidelikste? Of anders gestel, dink jy God se barmhartige hart het jou in jou lewe al persoonlik geraak? Stop die video so klein bietjie, en dink 'n bietjie daaroor na. Dink jy God se barmhartige hart het jou al geraak? As jy weer by ons aansluit, ja, ek dink God se barmhartige hart het ons geraak. Ek sou graag wou hoor wat julle in 'n groep daaroor sê, maar ek dink die duidelikste manier wat God se barmhartigheid met ons praat, is die feit dat ons osself kinders van God kan noem. Ek bedoel, ons het verdien om verlore te gaan. Maar God se barmhartige hart het gemaak dat ons gered is. Want hy stuur vir Jesus Christus na die aarde toe om ons redding moontlik te maak, om ons verlossing te kom moontlik maak. So, God se barmhartigheid het ons intens geraak, wat bewys word deur die feit dat ons sy kinders is. Hy het ons sy kinders kom maak, ons het dit maar sommer net self geword nie. Die vraag is, wat bedoel Jesus eintlik met barmhartigheid? Wat sou barmhartigheid presies wees? Daar is so 'n bekende Nederlandse teoloog, ek is nogal mal oor hom. Hy skryf wonderlike boeke, en ek dink ek het omtrent elke boek wat hy geskryf het, Dr. van der Roer. Hy beskryf barmhartigheid in drie sulke uitkringende kringe, uitkringende sirkels. Hy sê, barmhartigheid het te maak met wat hy noem, onthou nou, hy is 'n Nederlander, wat te maak het met mildheid. Dit is 'n openhartige, ruimhartige ingesteldheid. Jy maak ruimte vir ander mense. En jy maak volledig ruimte vir ander mense. Dit gaan ook daaroor dat jy ander mense se standpunte respekteer. Kyk, ons dink mos nou nie almal dieselfde nie. En nêrens is 'n gebod dat ons ook dieselfde moet dink nie. Baie mense dink, wanneer ons eensgesind het, is ons eenders, dink ons eenders, praat ons eenders. Dit is nie waar nie. God het mense gelukkig gemaak om van mekaar te verskil. Genadiglik verskil ons van mekaar. Maar ruimhartigheid beteken dat ek ook, al stem ek nie met jou standpunt saam nie, dat ek dit respekteer. Dis jou standpunt. Dis wie jy is. Ruimhartigheid beteken dan dat behalwe dit ek nie net ook jou standpunt in ag neem, maar dat ek ook die omstandighede in ag neem. Wanneer ek kan sien dat jy in nood verkeer, wanneer ek sien jy het lewensnood, dan raak dit my. My hart is ruim genoeg om plek te maak vir jou nood. Ek is nie alleen op hierdie aarde nie. Ek is saam met ander mense wat nie soos ek is nie. Mense wat nie soos ek lyk nie, wat nie soos ek praat nie, wat nie dieselfde kultuur het nie, wat nie dieselfde lewensomstandighede is nie. En ek dink dit is nogal 'n ding wat ons ek het dit al van tevore gesê, wat ek dink ons dalk die minste begryp, want soos ons vanmôre hier voor die rekenaar sit of voor jou selfoon sit en kyk, is daar baie min van ons wat al een dag regtig honger gely het. Wat ons kan sê, ons het niks. Ons is arm, ons het regtig niks nie. Ruimhartigheid beteken om vir iemand wat niks is nie, niks het nie, ook 'n plek in te ruim in my hart, sê Van der Roer. Hy sê daar is 'n tweede ding. Dit is dat 'n mens met jou ingesteldheid van ruimhartigheid jou ook ontferm. Dit gaan ook oor ontferming. Dit raak my as iemand swaar kry. Dit raak my as iemand sukkel. Ek maak nie net ruimte in my hart vir broer en sê, ag my broer, ek verstaan jou nie. Ek raak betrokke by sy nood. Ek is nie altyd in staat om betrokke te kan raak op die manier. Ek kan nie altyd die antwoord gee wat hy van my verwag nie, of wat sy probleme gaan oplos nie. Maar God se barmhartigheid lê juist daarin dat hy ons diepste nood fisies
en emosioneel en as sondaars kom raak sien het. God het uitgereik, God het hom ontferm daarin, oor ons. Hy het self by ons kom betrokke raak, deur sy eie seun Jesus Christus na die kruis toe te stuur. Van der Roer sê 'n derde ding, hy sê, dan gaan dit natuurlik ook oor vergewing, oor vergifnis. Want ek weet nie of jy al opgelet het, die mens raak baie keer betrokke by iemand, en dan lyk dit asof hierdie persoon nie daaraan wil byt nie, die persoon wil eintlik nie gehelp word nie. Partykeer lyk dit of die persoon blootgewoon net ondankbaar is. Ek tree selfs kritiek op. Dit het ek al in my lewe raak geloop, dat mense op 'n manier eintlik te kenne gee, dat hulle eintlik nie behoefte het aan jou omstandigheid, aan jou hulp nie. Dan sê Van der Roer, dan gaan vergifnis daaroor dat ek dit verbykyk. Dat ek ook dit probeer verstaan. Dat ek ook ruimte maak daarvoor dat hierdie persoon dalk rede het hoekom hy so voel. En dat ek desniettegenstaande toetree tot sy omstandighede. 'n Volgende puntjie wat barmhartigheid raak, dit gaan oor mense. Waaroor dit vir Christus gaan het, was mense. Mense wat verlore is. Mense wat in hulle diepste nood verkeer. Ek wil 'n bietjie saam met my lees, Romeine 5, vers 6 tot 8. Romeine 5, vers 6 tot 8. Ek wil vra dat jy die video 'n bietjie sal stop, en dat jy dit sal lees. Jy kan dit, ek gaan nou hardop gou saam met jou lees, en dan wil jy moet die video stop, en dan kyk jy 'n bietjie daar, want daar's 'n paar vragies wat ek wil hê jy 'n bietjie daaroor dink. Hy sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens kan tog nie sommer gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand daar nog sy moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis God se barmhartigheid. Barmhartigheid gaan oor mense. Nou is daar 3 vragies wat ek wil hê jy moet na kyk, en dan wil ek jy met die video 'n bietjie stop. Uit hierdie gedeelte. Waarom is dit makliker om vir iemand te gee wat goed is, as om vir iemand te help wat in jou oë sleg is? Jy kry ons maak maklik daai onderskeiding. Dis 'n goeie ou of dis 'n slegte ou. En die goeie ou help ek tog wel makliker. Die volgende vraag is, dit wat die mens van God laat wegdryf in die paradys is die sonde. Tog reik Christus Jesus uit na sondaar mense wanneer hy na die aarde kom. Wat dink jy? Maak die mens so belangrik dat God bereid is om vir sy seun te stuur om vir die mens te kom sterf? Wat maak die mens so belangrik? Wat sê die optrede van God se hart vir mense? Juist vir slegte mense. Dis eintlik maar dieselfde vraag. Stop hierdie video 'n bietjie. Dan dink jy 'n bietjie vraag. Jy het die vragies daar. So kyk 'n bietjie na Romeine 5, 6 tot 8. Ek probeer daai 3 vrae antwoord. Nou kom ek terug na jou toe. Dankie, ek aanvaar jy het die video gestop en jy het 'n bietjie nagevors. Waarom is dit makliker om vir iemand om te gee wat goed is, as vir iemand wat sleg is? Ek weet nie wat jy daarop geantwoord het, ek weet nie wat dink jy daarvan nie, maar ek persoonlik dink, is gewoon net makliker om iemand wat saam met jou stem, iemand wat soos jy is, iemand wat dieselfde taal as jy praat, iemand wat dieselfde omstandighede verstaan, iemand wat verstaan, te help. Want ek en hy is dan in 'n soort van 'n gemaksone. Ons hoef nie uit die gemaksone te tree nie, maar wanneer ek vir iemand moet bystaan, wat anders as ek is, wat nie saam met my stem nie, wat 'n moeilike ou is, wat 'n slegte mens is, wat baie probleme het in die lewe, wat al baie gefaal het, wat gesukkel het, om so mense te help, vra dat jy uit jouself moet uitreik. En as ons dan by die tweede vraag kom, wat is dit wat God laat uitreik het aan mense, dan is dit jy sy barmhartige hart. Want Paulus sê vir ons, hy red ons, nie omdat ons goed is nie, maar hy red ons omdat ons sondaars is.
toe ons nog sondaars was, het hy ons gered. Hy het ons gered nadat ons bekering gekom het nie. Hy red ons terwyl ons diep in die modder van sonde lê. Dit is God se barmhartige hart wat hom uitreik. En daarom sê Jesus vir ons, iets daarvan is die koninkryksmens. Dat jy uit hierdie gemaksone van jou kan tree en kan uitreik na iemand wat nie volgens jou norme is, volgens jou standaarde en volgens jou waardes leef nie, wat totaal anders is. Jy moet uit jou gemaksone, uit jou denkwêreld moet jy tree en iets van sy omstandighede probeer verstaan om hom te kan bystaan. Die volgende puntjie, ons is amper klaar. Watter soort mense is in die fokus van barmhartigheid? Na watter soort mense kyk ons as Jesus vir ons sê mense moet barmhartigheid bewys? In die eerste plek dink ek gaan dit oor mense in nood. Wanneer jy by vriende kom en daar is geen probleme nie en daar is geen krisisse nie en almal stem saam en ons drink lekker saam tee en ons kuier lekker en ons braai, dan is daar niks om na toe uit te reik nie. Want alles verloop glad weg. Maar dit gaan oor mense in nood. Ek het verlede Sondag 'n preek gelewer oor Matteus 25 vers 31 tot 46, waar Jesus die beeld stel van die regter, God die regter, wat deurlopend, vanaf tot by die wederkoms, maar ook op die wederkoms sal sê, hoe oordeel hy oor sy koninkryk? Dan sê hy, die koninkryksmens betree die koninkryk. Jesus sê, toe ek honger was, en toe ek dors was, en toe ek nie geklee was nie, en toe ek 'n vreemdeling was, en toe ek in die tronk was, mense in nood, honger, dors, vreemdeling, uitgestoot, uitverwerp, verwerp van almal, randfiguur, dis die mense wat in nood verkeer. Barmhartigheid beteken dat ek juis mense se nood raak sien. Nou is die vraag, en jy kan maar self 'n bietjie daaroor nadink. Ek het in Matteus 25 van vers 31 tot 46 daai stuk gelees. Kyk maar weer op na die preek as jy wil. Sou mens nog ander goed daarby kon? Ja, ek dink jy kan baie goed daarby voeg. Christus noem maar net 'n paar voorbeelde. Want 'n mens in nood lê op baie ander vlakke. Dink dan maar net in hierdie COVID-tyd waarin ons is. Hoe dat mense vereensaam, hoe dat mense bekommerd is, hoe dat mense alleen is, hoe dat mense nie hulle geliefdes nood mekaar kan deel nie, hoe dat hulle ondersteun kan word. Ons het so verskriklik baie geleenthede om mense in hulle nood te kan bystaan. En nou is die vraag, wat van mense by wie jy betrokke raak, wat waarskynlik nie van jou hou nie. Jesus praat in die bergrede daarvan as jou vyande. Wat van hulle? In Matteus 5 vers 43 tot 48 gee Jesus 'n paar riglyne. Ek gaan jou nou geleentheid gee om net vandag na Matteus 5 vers 43 tot 48 te blaai, te deur te lees en dan kyk 'n bietjie daarna en dan gesels ons verder as jy weer aanskakel. Dankie dat jy terug is. In Matteus 5 vers 43 tot 48 praat Jesus oor ons liefde vir die vyand. Hy sê jy het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jou lief hê en jou vyand moet jou haat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle bid vir die wat julle vervolg. Sodat julle kinders van my Vader in die hemel kan wees. Want sê hy laat sy son opkom oor almal, vir jou en jou vyande, die wat reg doen en verkeerd doen. As julle dan net lief het die wat vir julle lief is, hy sê dan julle nie eintlik veel bereik nie. As jy net jou broers groet, en nie die mense groet wat jou ook nog nie goed gesind is nie, dan het jy nou nog nie veel van 'n
koninkrykskind gewees in die wêreld nie. Watter riglyne dui Jesus in hierdie gedeelte aan? Ek wonder, wat het jy gekry? Jesus sê vir ons, die burgers van die koninkryk het nie net 'n liefde vir die mense wat soos hulle is nie. Die burgers van die koninkryk het ook 'n liefde vir mense wat nie soos hulle is nie, wat hulle haat, wat nie van hulle hou nie, wat anders as hulle is. Die burgers van God se koninkryk deurbreek vyandskap. Waarmee? Jesus sê, met liefde. Liefde wat 'n lewensingesteldheid is, waarin ek, soos ons in die begin gesê het, almal akkommodeer. En dan sy beweegrede is, wat bedoel Jesus? Hoekom sê hy so? In vers 46 tot 7 sê hy vir ons, hy sê, wat as julle dit doen, net die liefheid wat julle liefhet, watter loon is daar, kan jy nog verwag? Maak die tollenaars nie ook so nie. Hy sê vir ons, die dryfveer agter alles is, want julle is kinders van God. Wys dat julle kinders van God is. As julle dit op hierdie manier beheer, dan wys jou andersheid. Jou burgerskap van God se koninkryk. Wys juis deur die manier wat ek met mense omgaan wat nie van my hou nie. Wat hulle selfs as my vyande beskou. Maar dan ook, ek noem dit mense sonder grense. Barmhartigheid gaan oor alle mense. Alle mense. Sonder voorbehoud. Want ons kies gewoonlik die mense wat vir ons maklik is om te bereik. Mense wat soos ons is, wat ons taal praat, wat soos ons dink, wat soos ons lyk, wat in ons bepaalde omstandighede is. Jesus sê nee, barmhartigheid gaan oor alle mense. Reik uit na alle mense. Nie net die mense van jou voorkeure nie. Jesus sê op 'n plek, dit is nogal maklik. Hy sê ook daar in Romeine, sê hy, dit sou maklik gewees het om self te sterf vir iemand van wie jy hou. Die probleem is, die geheim is om vir iemand te sterf van wie jy nie hou nie. Of wat nie van jou hou nie. Alle mense is binne die raamwerk van ons barmhartigheidsuitreik. Nou wil ek afsluit. Jesus sê, die van julle wat barmhartigheid bewys, wat self barmhartigheid uitreik na mense, sê hy, as sulke koninkrykskinders sal barmhartigheid bewys word. En dan is daar 2 teksgedeeltes wat ons kan saamlees. Kom ek lees vir jou Jakobus hoofstuk 2 vers 13. Jakobus hoofstuk 2 vers 13, hy sê vir ons, die oordeel, die eindoordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. 'n Koninkrykskind of iemand wat dink hy behoort aan die koninkryk en nie met 'n barmhartige hart uitreik na mense nie, mag dalk eendag uitvind dat die oordeel onbarmhartig is teenoor hom. Jesus sê in Matteus 7, sê hy vir ons, vers 1 en 2, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oordeel, sal julle ook geoordeel word. Die kuns is om sonder oordeel, sonder vooroordeel, mense in hulle nood raak te sien en uit te reik na hulle. Maar die wat nie oordeel nie,
en wat uitreik en wat barmhartigheid bewys, sal hierna ook van die koning hoor, gaan in. Die koninkryk is lankal vir julle bestem. Julle is deel daarvan. Laat my weet, stuur vir my e-pos, stuur vir my WhatsApp, sê vir ons, hoe het jy dit geniet? Of jy dink ons kan verbeter, of jy dink ons kan iets beter doen. Geniet die Bybelstudie, gaan dit weer leer lekker deur, bid daaroor, en wees barmhartig teenoor elke mens. Want God was barmhartig teenoor jou. Het uitgereik toe ek en jy juis in die modder van sonde gelê het. Sonder om ons te oordeel, sonder om ons te veroordeel, het hy ons kom red. Lekker dag vir jou.